Welkom by Ma se pot waar ons gesels oor ons lewe saam met Jesus. Ja. Ek is Shunay En ek is Marina. en vandag ons gesels oor waarmee die Here met ons besig is. Het jy wil jy begin? Ek gaan net bid. O, jy gaan eers bid, okay. En dan Vergeet kan altyd, jy dis hoekom jy jy kan aan die begin. Okay, dierbare God, Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om net in die almag te kan sit en die almag te kan besef, Vader. Dankie dat U vir ons op soveel wyse hierdie dag wys hoe groot en almagtig U is. Vader, dat ons dit soms miskyk want ons wêreld se aardste klein goedjies is in die pad. Wat ons die almag kan sien. Vader, ek wil vir U vra om ons bewus te maak van die grootheid, om ons harte te kom skoon was, om ons ore te kom skoon maak, Vader, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Dankie vir die liefde, dankie vir die grootheid, die genade, die vrede. En dankie dat U ons kies en U ons nader trek, Vader, dat U ons nooit ooit laat gaan nie. In die naam van alleen. Amen. Amen. Okay, so die Here is die laaste ruk baie besig met my met onderdanigheid. So ek het vandag gevoel soos ek moet spesifiek die versie ook deel en dit is Romeine 13 vers 1. En dit sê laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe God nie. En die wat daar is deur God ingestel. So as ons ook soos dink aan jou gebed, as ons sê God is almagtig, dan beteken dit alle mag, hemel en aarde behoort aan God en niemand het dan mag tensy hulle dit van God afgekry het nie. So die goeters waarmee hy regtig streng is met my die laaste ruk, en ek sê nou streng, maar ek besef dit is eintlik beskerming, is soos nie op my foon te wees terwyl ek bestuur nie, nie eers 'n bietjie nie. Sure. Nie oor die spoedlimiet te ry nie. Nie enige onderdanig te wees aan Dwayne, onderdanig te wees aan selfs die skool, soos ek het my kinders onder die skole se gesag geplaas. So dit beteken hulle moet hulle reëls gehoorsaam. Dit beteken as die skool iets uitstuur en sê ek moet 'n Google vorm invul, dan moet ek daai Google vorm invul. Want ek dink ons is geneig om onsself te oortuig dat daai goed is nie belangrik nie. Daai goed is wêreldse goed, maar God sê ons moet alles doen tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam. Dit beteken letterlik elke liewe ding. En God is 'n God van orde. Dit beteken as 'n gesag ingestel is, dan verwag hy wie ook al onder daai gesag is om dit te gehoorsaam, en dit is hoe ons sy karakter reflekteer. As ons nie orde reflekteer nie, is ons nie besig om die beeld van God te reflekteer nie. En ek was maandag in 'n ongeluk, laasweek maandag, 24ste, en ons het in 'n seekoei vasgery en dit was oggend en ons was bietjie haastiger as gewoonlik en ek het actually nie eers geweet, ek weet nie eers of ek weet nou want ek het nou gekyk, maar ek het nooit geweet wat is die spoedlimiet eers daar nie, want dis hoe min mens worry oor spoedlimiet. En ek dink nie ek was presies op die spoedlimiet nie. Die spoedlimiet dink ek is 80. Wel ek weet nou dis 80. En net voordat ons in die seekoei vasgery het die Here vir my gesê, onthou as jy onverskillig is, kan ek jou nie beskerm nie. Soos seker 5 sekondes voordat dit gebeur het. En ons het toe die seekoei geslaan en ons is definitief beskerm. Ek het letterlik gevoel in die oomblik wat ek beheer verloor het oor die kar, was dit amper vir my so 'n surreal oomblik, want dit het vir my gevoel of ek toegedraai is in iets. Soos letterlik, ek was so secure, ek het nie eers geruk of dit was letterlik 'n bonatuurlike ervaring. En die kar is ook presies beheer soos wat dit moes beheer word, al was dit nie ek wat in beheer is nie. En dit het my net weer laat besef, soos die rede hoekom die Here hierdie goed vir ons sê, is vir ons veiligheid. Want ek dink hoe nader jy aan die Here leef, hoe meer gaan die vyand vir jou kom. En die vyand gaan vir jou kom op die plekke waar jy ongehoorsaam is aan die woord. Want waar ons in God se wil is ons onder sy beskerming.
En waar ons buite sy wil is ons buite sy beskerming. En soos wat ook gebeur het hierdie week is ek het vir Dwayne gesê ons bly op 'n estate waar die reël is ons mag net 2 troeteldiere hê. En ons het onlangs 'n derde kat bygekry. En so 3 dae terug het ek net in my gees ervaar, jy mag net 2 katte hê. Dit is die reël. Die estate, ons het onsself onderwerp in die estate se gesag. En ek sê vir Dwayne, ons gaan vir Gracie moet vir jou sussie gee, want sy het gesê sy love sulke tipe katte, want is mos soos 'n baie nice kat. En hy sê vir my nee, ons gaan nie nog 'n kat weggee nie, ons gaan nie ons kinders weggee nie. Ek sê vir hom ons mag net 2 katte hê. En hy is soos as jy ek dink dit was gister of iets wat hy vir my sê, want ek sê maar anyway, wag ek is nou besig om my storie te mekaar te maak. en toe 2 dae terug toe raak een van ons katte weg. So dit is regtig God raak, hoe nader ons aan God leef, hoe meer bewus maak hy ons van hoe hy wil hê ons moet leef, omdat hy weet dat waar ook al ons nie volgens sy wil leef nie, die vyand gaan kom steel. En ja, so dit is waarmee die Here met my besig is en ek is so dankbaar daarvoor want dit verander my, die Here is besig om regtig my karakter te verander. Dit is iets wat ek nie self kan doen nie. Dis iets wat ons nie in staat is om te doen nie. Net die Heilige Gees kan dit in ons doen as ons volkome oorgee en yield. En glad nie dat ek volkome oorgee en yield. Dit is definitief is ek nog steeds ook een van die mense wat wil oorgee wanneer daar ewe skielik 'n probleem is. Okay, hier sit nou. Jy kan nou hierdie vat. Ek het dit opgemors. Die koek het 'n vlot, maar red hom gou asseblief. Ek weet jy kan iets hiermee doen. Niks is vir u onmoontlik nie. Ek dink ek kan ons heel eers 'n potjie gebreek my nice, verstaan. Yes. Ons het oor as ons dit klaar gebreek het. Ja, exactly. En dit is wat ons so gereeld doen met ons lewens ook. So ja, ek is opgewonde op die pad waarmee ek met die Here is en dit is eintlik vir my soos baie ontnigterend hoe lank, want ek meen dis nie asof ek van gister af 'n Christen is nie. Hoe lank mense Christen kan wees, maar nie volgens die woord van God lewe nie. En nog steeds jouself oortuig dat jy op die nou pad is. My pad is so nou nie. Ja, pad is lekker breed. Hy's lekker breed, man. Voor 50-50. Ja. En soos nog 'n ding van die ongeluk wat so 'n wonderwerk was. Tristan het daai naweek uitgeslaap en die kar skree nou mos as iemand nie hulle safety belt vooraan het nie. So almal voor het hulle safety belts aangehad. Maar Tristan sê miskien nie sy safety belt agteraan gehad het nie, want ek check nou nie elke keer nie. En as hy daar agter moes rondvleil terwyl die kar hy so seer gekry het. So alles was regtig net, die Here het so voorsiening gemaak vir ons beskerming, dat dit absoluut 'n wonderwerk was. En ek vind ietsie so klein soos die feit dat hy uitgeslop het die naweek. Ek meen jy kon nog sê nee, ek soek al my kinders by die huis, dis waar hulle veilig is. Ja. En ons probeer so ons narratief beheer. En ons vergeet God het al lankal, hy sien die einde van die hoofstuk. En ons het al hieroor gepraat, hy sien die einde en ons dink soos nee, as my kinders by my is, dan is hulle veilig. Ek onthou een keer was ek op 'n kerkkamp en my ma was daar en my boetie was daar. Dit was bossies net my sussie wat nie daar was nie. En ek was net soos luister, ek gaan my foon in die kamer los want almal ek het nie nodig om te check om te kyk of almal veilig is nie. En by die kamp het my pa hartaanval gekry en hy's toe ek die oggend opgestaan en ek was net so rustig en mense het dan uit gesê hoor jy het jou maalie in die hande gekry. Ek sê soos ekskuus wat gaan aan? Ja. Verstaan en toe het ek net besef verstaan ons het altyd so 'n halfe idee en ek sê nie ek definitief my foon altyd my nie, maar net daai ding van almal is by my. Ja, so ek kan seker veilig. Ek kan nou ontspan, verstaan. En ek met my pa's fyn, maar net daai gevoel van ek is nie in beheer nie. Ja. So dit is ons baie keer net laat gaan. Ja. Dus ons kan nie ek meen as hy by jou was, as jy gedink het ek beskerm hom, hy's by my. Eintlik die teenoorgestelde. En dis hoekom dit so belangrik is dink ek dat ons bid oor alles. Soos bid, kan ek my kind laat uitslaap? Bid
bid oor alles, soos ons Ja. het daai oggend ook gebid voordat ons gery het, obviously Mm. vir beskerming en al daai goed en ons was beskerm. Soos Ja. die Here verhoor ons gebede, maar ons moet nie net bid en versoek nie. Ons moet bid en hoor. Ons Ja. moet bid en ons moet hom ken in al ons weë. Dit is hoe hy ons baie gelyk maak. Ons kan nie eers wanneer die pad nou vol potholes is sê o Here en by the way, verstaan, want dit Ja. is wat ons geneig is om te Ja. doen. En presies daai wat jy sê, want ek het ook soos die laaste ruk baie ervaar dat ek my ouer kinders baie probeer beheer en selfs vir Johan. En ek weet beheer is nie van God se koninkryk af nie, beheer is die koninkryk van donkerte. En die Here het net vir my gewys, soos help hulle probeer beheer en saai in hulle in. Soos as jy benoud is vir iets, moenie die situasie probeer beheer nie. Bid daaroor. Gebed is saad, spreek woord daaroor. Soos verstaan, doen wat die Here vir jou sê om te doen in plaas van wat jy dink die beste manier is, want ons is faalbaar. Ons kan niemand beskerm nie. Ons is besig om onsself so te bluf en te dink om mense die hele tyd by my te hou, om mense die hele tyd beheer. Jy kan nie as jouself beheer nie. Ja. So ek stem 100% saam met jou oor daai ding van beheer. Dit is definitief iets wat mense ook by die Here se voete moet lê, want dit beheer is vrees. Ja. En wanneer ons in vrees operate weer eens, Ja. nie van die koninkryk van die Here nie. Ja, en ek dink ons het hierdie ook al baie gesê, maar ek dink kinders sien hoe jy sulke druksituasies hanteer en sien hulle dat jy gil en skree en alles probeer beheer of sien hulle dat jy daaroor bid en rustig in die situasie ingaan en dit is wat ons hulle moet leer. Ja. Ons moet hulle leer hoe om Ja. alles voor die Here se voete neer te lê. Dat hulle vir God het hulle alles. Exactly. Want Al niks wat meer hulle nodig. nie. Hulle het Ja. dis die ding, hulle het ons nie nodig nie. Hulle het ons kyk, hulle het ons nodig as hulle soos klein babatjies is obviously, maar En as jy na Franco luister in die oggende, dan het hy nodig om kos te maak. ja, dis ook belangrik vir seuns, kyk. Maar ek dink dit is ons skepingsdoel as ouers, is om vir ons kinders te leer om hulle lewe in God se hande te plaas, want dit is 'n uitdaging. Dit is nie iets wat natuurlik kom nie. Of ek weet nie, miskien is dit iets wat natuurlik kom, want dit is amper vir my asof kinders dit makliker regkry, maar ons word dit amper ge-unlearn deur soos jy moet 'n plan maak. If it's to be, it's up to me. Wat ek altyd gedink het is so cool ding om vir kinders te leer, maar dit is nie. If it's to be, it's up to him. Dis nie up to you nie. Ja, jy moet altyd jou bes te gee want jy moet alles tot eer en verheerliking van sy naam doen, maar dit moet die enigste rede wees. Ja. Jy moet dit nie doen met 'n motief of 'n spesifieke verwagting nie, want dit is wanneer ons teleurgestel word. En uiteindelik vir onsself doen. Ja. Sure. Ja, so dis is waarmee die Here besig was met my. Klaar wat hy se besig is met jou. Even me, ek so dankbaar, Ja. regtig. En ek dink mense moet besef dat jy ek sê nie mense kan alles net verskoon en sê soos wat ons nou in daai video het gekyk het wat jy gesê het. Ek sê 'n mens ek dink dit waar ek gehoor het is dit gaan oor ons hart, verstaan en God sien ons hart en hy ken ons hart en as my begeerte is en dit beteken nie ek gaan nie foute maak nie. Dis wat hy sê, ek sien jou sonde nie. Ek sien jou hart. En is jou hart het jy regtig daai begeerte en as jy 'n fout maak en sê ek het gevoel my hart was nie gefokus op nie, help my om te fokus. En jammer, ja, en dit is waar dit gaan. So in my situasie laas het ons gesê of laas 2 weke terug het ons gesê ek het my hart gesien. My hart is definitief nie mooi nie en ek het probeer om my hart mooi te maak. Want dis mos wat ons moet doen. Ons moet ons fix en beheer. En dit ek net besef dat ek kan nie. God moet my help skoonmaak. So het ons nou toe ons na die video gekyk het aan die einde het ons so gebid. En toe begin die wind se waai, ek love die wind. En toe begin die wind se waai, toe sien ek ook net my hart. Want die hele tyd as ek my oë toemaak en ek probeer rustig raak, dan sien ek soos rooi en swart. En toe ons nou bid en ek maak my oë toe en ek sê so asseblief help my. En dit was ek het mos gesê was my gebed gister toe ek opstap. So ek het sê ek sien my hart is lelik. Ek probeer, ek kry dit nie reg nie. Help my om my hart skoon te maak. En toe ek vanoggend nou toe hy bid en die wind begin se waai, toe sien ek net 'n wit hart. So ek weet God is besig met my en ek weet my hart gaan skoon gemaak word en dit is regtig my begeerte want op my eie kan ek nie my hart en ek weet ook gaan weer
verkeerde goed inkom en ek gaan weer deure oopmaak en ek vra dat God my regtig sal beskerm en ons almal sal beskerm teen deure wat ons oopmaak en daai vuil harte dat hy regtig ons harte sal skoonmaak en met sy hulp dat ons sal besef dis nie ek wat my hart kan skoonmaak nie. My besenpie werk nie meer nie. Nee, My nee. lappie is baie Dis 'n ou vuil. bees. Dis 'n ou wese, maar God kan met sy wind hy kan net skoonmaak met enigiets want hy is so almagtig. Ja. Hy kan sê jou hart is skoon en jou hart is skoon. Ja, wat is die Psalm waar dit sê was my Here en ek sal skoon wees? Ek dink is 51 amper. Ek sê 100% seker nie, maar ja, daai is so mooi Psalm. En ek sê 100% saam en ek dink dit is die rede hoekom die Here wil hê ons moet in verhouding bly, want dit is presies soos jy sê ons harte gaan nie net skoon bly nie. Ons is in 'n gefalle wêreld, ons is gefalle mense. Ons het nog steeds 'n vlees, daar is 'n vyand wat ons probeer verlei. Ons is dom en ons val daarvoor. So as ons net ons harte die hele tyd na die Here toe bring, soos daagliks, verstaan, maar dit verg tyd saam met die Here. Dis wat jou hart skoon maak om regtig by sy voete toe kom sit en sê, want dit is in sy teenwoordigheid is daar vryheid of so iets. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Dis overall freedom is. En dis hoekom ons moet met hom wandel. Ons kan nie net een dag met hom stap en dink dan en dusted nie. Maandag is my stapdag. Ja. Ja, so jy is 100% reg. Ek is beïndruk. 51 vers. Ek gaan sommer 3 ook lees. Net lees ek julle Bybelvers. Julle hoofstuk. Wees my genadige God na u goedheid. So dis Psalm 51, skiets vers 3. Wees my genadige God na u goedheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. En dan 4, was my heeltemal van my ongeregtighede en reinig my van my sonde. Want ek en my oortreding en my sonde is altyd deur voor my. Ja. God is good. En hy's getrou. As ons na hom toe kom, hy gaan ons hy sê bely julle sondes. En ek dink dis hoekom hy nie worry oor ons sondes so seer, want dis bely en is verby. Maar die toestand van ons hart is vir hom belangrik, want dit is iets wat nie so maklik net reggemaak word nie. Soos wat jy sê, as daar iets in jou hart gaan lê, is dit regtig dis iets wat jy moet ontwortel uit jou uit. So dit is iets waarop ons moet fokus. Dis iets ons moet ons harte elke dag voor God bring, want uit die hart, nee, uit die mond vloei ietsie van die hart. Wat is dit? Wat sou dit Spreuke? Wat die mond van by die mond van oorloop is die hart. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Yes. Okay. Dankie. Ja, uiteindelik. Dit is en wat ons dan spreek word ons lewe ook, want dit is wat woorde word dade. En as ons hart reg is met die Here, dan gaan al die ander goed volg. Ja. So ja, dit is iets waaraan ons almal. En dit is so 'n voice note ook wat jy vir my gestuur het. Ek dink na die laaste part waar daai vrou vir jou gestuur het van dit is 'n gebed wat sy elke oggend vir haar kinders bid. Dis toets my hart, maak my hart skoon. Ja. Want as jou hart reg is, dis die ding, dan gaan jou gedagtes reg wees want Ja. Is dit nie ergens iets van dis die oorsprong van die lewe? Ja, die hart is die oorsprong van die lewe. Ek sê ons vir iets, Ons weet nie waar. Hy is iewers in die baie duisende bladsye van die Bybel. Ek gaan dit nie 'n Psalm noem en dit gaan soek. Ja, maar dit is Ja. So ja, ek bly God is besig met ons altyd. Ek's dankbaar dat God, dink nie daaraan, die almagtige God vat tyd om spesifiek met jou te praat oor dit wat hy jou in wil genees, want dit is wat hy doen. Hierdie in lyn bring met sy woord, dis genesing. Dis al wat dit is. Dit is herstel na ons oorspronklike bloudruk. Ons oorspronklike bloudruk was Jesus. Ek dink ek het dit al op die pod gesê, soos Jesus was nie net 'n voorbeeld vir ons in hierdie wêreld nie, hy was 'n voorbeeld van ons in hierdie wêreld. Dit is hoe ons moet wandel, dit is hoe ons moet lyk. Dit is hoe dit om ons moet gaan. Siekes moet genees word, demone moet uitgedryf word. Verstaan? Ons is veronderstel om die koninkryk van die hemel hier op die aarde te vestig. Soos wat dit in die hemel is, so ook op die aarde. Dis wat moet gebeur deur ons. En totdat ons nie op daai punt kom waar ons volkome oorgegee het aan die Here nie, gaan dit nie gebeur nie. En so cool, soos ek het regtig ook begin bid vir oorgawe nadat ek daai videoetjie ook gesien het, maar ek het lanklaas.
En toe gee die Here my 'n prentjie van soos hoe ek net soos terugval, soos jy weet jy so terugval in 'n swembad. Soos dit is my kop se idee van volkome oorgawe. Soos jy let it all go, nê? Nee? En jy even jou balans, jy gee alles oor. Jy val net in God se lewende water. En elke keer nou as ek soos begin benoud raak oor iets en ek begin, want dit is ook iets waarmee hy met my werk, soos bid ek uit vrees of bid ek uit faith. Want hy sal my in die middel van die gebed sal hy vir my vra as jy besig om uit vrees of uit faith te bid. En die meeste van die tyd is dit dan vrees, obviously, anders sou hy my seker nie gevra het nie. En dan verander dit, want besef jy God is almagtig. Jy hoef nie om te smeek, ag Here beskerm my kind, Here, moenie laat my kind teleurgestel word nie, Here. Jy kan net sê dankie Here dat u planne vir hom ook goed is. Dat u sy naam ook in die palm van die hand geskryf het. Verstaan, jy hoef nie, dit is nie net jy wat oor jou kind besorg is nie. En jy het soveel minder krag en mag oor jou kind se lewe as wat die lewende God het. En ek dink ons is verwoordelik lief vir ons, okay, dit is nou ook nie, maar ek dink ons is tog in 'n mate as ons verwoordelik lief vir ons kinders. Ons is. As hulle nie verstaan, dit is nie God nie. Verstaan, dis nie God as ek nou nie die eerste span hol nie, gaan God nie teleurgestel wees nie. Daar's ander dinge wat vir hom, my hart is vir hom belangriker. En so lief soos wat ons dink ons kinders het hy hulle nog meer lief. Hoekom sal hy hulle nie lei op die pad wat hy weet? Hy het ook hulle storie geskryf. Ja. En ons wil elke moeilike ding of elke selfs ons kinders se tekortkominge, ons bekommer oor hulle tekortkominge. En dan sê Here soos kyk na jouself. Kyk hoeveel tekortkominge het jy en kyk hoe loop ons hierdie pad saam. Ek gaan hulle na my toe bring. Soos chill. So ja, ons almal moet net oorgee. Net so terugval in die lewende water. Hy het dit. Ons het dit nooit gehad nie. Dit was nooit ons sin om te hê nie. Ja, so dit is my deel vir die week. Yes, ek dink is dit. Okay, nou bid ek. Nou bid jy. Okay. Here baie dankie. Daai was vir die stil, ek wil net jammer. Here baie dankie vir hierdie geleentheid, Vader, om u woord te deel en dit waarmee u in ons harte besig is te deel. Vader, ek hoop dat dit regtig die ore sal bereik wat u wil hê dit moet bereik. Vader, ons vra u om seker te maak dat dit in die harte gaan lê van die mense wat u wil hê dit moet gaan lê. Dat dit dowe ore en blinde oë sal oopmaak, Vader, dat almal sal hoor wat hulle moet hoor, Vader, en ek bid regtig dat dit vrug sal dra in mense se lewe, Vader. Vader, dankie dat u besig is met ons. Dankie dat u genadig is, Vader. Dankie vir die dissipline en dankie dat u ons op u weë lei, Vader. Ons loof en prys u groot en heilige naam. Amen. Amen.